Jock, dit is so lekker dat jy by ons is. 'n Podcast, 'n pot gooi by Serieus Tyd. Dankie. Dankie vir jou tyd. Plesier. Dankie dat jy my genooi het. Ja, ek dink ek sê dit dat hierdie pot gooi gaan eintlik oor gemeenskap. Jy weet, ons kan na stories van mense luister reg oor die wêreld, maar ek dink dit is belangrik dat ons mekaar se stories begin ken. Dat jy dink, "Ag, jou buurman is simpelste mens en môre hoor jy dalk wat is sy storie en waar kom hy vandaan." So dis waar dit gaan. Ons objektief is eintlik om gemeenskap nader aan mekaar te bring. So jy's ons eerste Bethlehem potgooi. Geëerd, dankie. Ja, dis wonderlik. Ons gaan later uitkom by hoekom ek regtig jou hier gekry het. Maar kom ons begin net sommer met jou storie, Jacques. Waar is jy gebore? Ek is gebore in die Noord-Kaap in Douglas. Ja. En so het ons onsself afgewerk, Harry Smit, en eventueel opgeëindig in Bethlehem. Hoe oud was jy toe? Ja, ek was klein, soos graad 1. Ja, so Ja. ek was baie klein toe ek Bethlehem toe gekom het. Ek sien Bethlehem eintlik maar as my Huis. dit is my dorp, ja. Dis waar jy groot Dis waar ek groot geword het, ja. Ja. So ek het hierso deur laerskool gegaan, hoërskool gegaan, Laerskool wat? Jordania, ek was Ja. Jordania gewees en ek was in Witteberg gewees. Okay. Ja. So toe het ek klaar gemaak by Witteberg en toe het ek 'n keuse gehad, wil ek gaan swaat, wil ek gaan begin werk dadelik en ek het besluit ek wil dadelik gaan werk want ek was nie Het jy geweet waarin of het jy net Nee. geweet ek is 'n entrepreneur, ek moet iets doen? Ja, so ons het mos die game shop gehad back in the day. Ja, ek wil nou net Ja. sê, wat ek onthou van jou, ek het ook in Bethlehem groot geword, is dat ons my broer daar middernagte moes kom wegsleep, want Ja. hy het net te lekker by julle gekuier. Ja, dit was lekker geweest. So daai het my half in my roete ingevat wat ek vandag ook is. So ek het baie tegnologie gedrewe gewees nog altyd. So ek het opleiding gedoen, adult-based educational training gedoen vir die Glabeng munisipaliteit wat ons O. ja, Word, Excel training, Outlook training, rekenaar competency, allerlei sulke goed gedoen het. Fantasties. En uit dit het ek best net begin so half vir my vriende want ons het die game shop daar gemis. Ja, So soos hoe kan ons weer ons game shop daar terugkry? Maar ons rekenaars is nou altyd duur en die goed raak te swaar, ons wil dit nie oppak nie, ons het nie 'n plek om na toe te gaan nie. Kom ons bou 'n netwerk sodat ons saam mekaar kan speel. dis ongelooflik. En so best net eintlik begin met ons wil eintlik net 'n pelle gewees het wat 'n netwerk gebou het vir mekaar. Toe het ek vir hulle gesê los dit vir my, ek sal dit uitfigure. En toe het ons 'n netwerk gebou en toe begin ons internet deel met mekaar en toe begin ons al hoe meer mense kry om te sê luister ek hoor julle het hierdie lekker netwerk met julle saam games op speel en alles. Ek wil dit ook hê. So ek sê okay, nee, cool, dit kan 'n besigheid raak, ja. Toe verander dit heeltemal weg van games, toe raak dit meer internet gedrewe. Ja. En dis toe uncapped internet net 'n ding begin raak het. So Dit is ongelooflik. Kom ons gaan terug na jou grootwordjare toe. Broers, susters, ma, ek het 'n pa. suster, Bianca Wind, sy's in die Kaap, sy's 'n suster. Ja. Ek dink jy sal haar kan onthou. Ja. Ook, ja, sy's nog steeds so vol strooi soos altyd. En sy sê jy is Ja, ek weet, natuurlijk. broers en susters. My pa en my ma is ook nog steeds in Bethlehem, so ek geniet dit, dis lekker, so voorreg. Hoe was jou grootwordjare? Gelukkig Ek kan nie regtig iets onthou nie, dit was vir my net, ek het in emotions gegaan. deur dit gegaan. Ja. Toe jy nou sê Jordania en Witteberg, te dink ek dit is daai tyd meer wat ek kan van die rivier jy bly, nee. Ja, Dis nie meer ja. so hulle moenie meer bemark in ons wen in haar Nee, kant toe nee. nie. Ek was nie groot in die sportding in nie, so ek het nie in daai kliek ingeval nie. So ek het net my eie ding gedoen. Ja. Fantasties. Yes. Jou pa is ook by Bethnet Ja, betrokke. hy's ook by Bethnet betrokke en by Bethsec betrokke. Hy help my baie. So, Wat 'n voorreg dat hy saam met jou yes. En ek en hy kom lekker goed oor die weg. Mense sê gewoonlik 'n pa en 'n pa en 'n seun werk nie so lekker saam saam. altyd nie. Jy koppe. Ja. Maar ons doen nie. So ons redeneer 'n ding uit en dan beklei ons daaroor en as dit klaar is, dan maak ons 'n besluit en dan is ons happy. Dis fantasties. Op 'n persoonlike vlak, jy's getroud. Ja, getroud. Valerie, vertel my hoe het julle ontmoet en Ek en sy was eers net vriende gewees. Ja, so Bethlehem? sy het uitgegaan met een van my vriende. ja. En toe het ek en sy net saam gekuier en alles goed oor die weg gekom, lekker met mekaar persoonlike goed gedeel en so aan. En ek weet nie, op 'n stadium het dit net verander, waar ons gedink het, yes. Ja. Nee. Ek like 'n bietjie meer as 'n Nou, vriend. hou 'n bietjie meer van jou. Ja, ek dink hierdie vriendskap ding moet tot 'n einde kom. Wanneer is julle getroud? Yes, nou vra jy my vinnig, 2013. Ja, ja. So ons is nou al 13 jaar getroud. Ja.
Waar het julle getrou? In Bethlehem. In Bethlehem. Ja, in Bethlehem. Daar so julle- by die Melodie skool. My Ja, magies. ons het daar so ons het al opgemaak lekker en alles. troues daar Ja. daai skoolsaal gehou. Ja, kinders, vertel my van julle Lia, kinders. Lia Wind, sy is nou 11. Sy was ons eerste gewees. Baie lief vir haar. Sy aard na my en dan Damien Wind. Hy is 7. Ja, so ons het een van alkeen gehad, een van seentjie dogtertjie. Ek en my vrou het altyd gesê, ons soek een van elk. En maar my vrou wil 4 kinders hê. Sê ek, daar's nie 'n manier nie. Ja, wat? Nee. Nee, daar's nie, ek sien nie kans vir dit kan nie. kom. Ja. So een van elk, een van elke is ek okay, ons is klaar. Ja, dit is 'n groot seën Yes. en wat 'n voorreg ook dat julle albei se ouers in Bethlehem is. Valerie se ouers is ook. Is ook in Bethlehem, ja. Ja, wat doen hulle? Valerie se pa werk by Osmond. Hy help daar met die kropsprei afdeling. Hy het nou 'n nuwe afdeling oorgevat en Valerie se ma werk ook daar. Sy help met die parte bestel en daai tipe goeders doen. En jou ma, Jacques? My ma is in Bethlehem, maar sy is afgetree. Okay. Ja. 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 Dit is so lekker, julle familie saam. Ja, almal bymekaar. So Jacques, toe is dit Bethnet. Toe begin Bethnet en Bethnet groei en Ja. Bethnet groei en Bethnet is nou oral. Ja, ons het doen nou in Bethlehem en Clarence is ons groot. Wat was jou kaart? Hoe het jy dit reg gekry? Ek bedoel daar was ander internet plekke daar is nog, maar ek bedoel hoe het jy dit reg gekry dat Bethnet die ding ek dink- raak het so In die platteland is persoonlike diens die groot trekpleister vir mense. Mense wil nie meer met hoe kan ek sê call centers en sulke goed werk nie. So ek dink wat gehelp het vir my is ek het na die mense toe gegaan in die begin en gesê gee my 'n kans. As jy nou van nou nie haal ek dit uit. So ek weet jy het internet nou en ek weet jy is gelukkig, maar gee my net 'n kans. fantasties. So in die begin het ek installasies gedoen op my omkoste en net gesê gebruik dit vir 'n week. Jy hoef my nie te betaal nie. As jy van nou nie haal ek dit uit. En ek dink daai wat ek so half myself Ja. beskikbaar gestel het vir die mense en daai vulnerability gewys het van gee my net 'n kans. Het die Verseker. mense nogals geniet en hulle het my 'n kans gegee. En op die oomblik ondersteun die mense my fantasties. Ja. So waar is Bethnet oral? Net in Bethlehem? Ek's in Bethlehem en in Clarence en dan in Port Alfred. Ons is daar op 'n estate. Het ons ook die fiber ingesit. Dis interessant Ja. hoe dit gebeur. My pa wou 'n huis gekoop het by die see en toe sê ek vir hom as jy 'n huis koop by die see, is dit in 'n estate, nêrens anders nie. En ek het hom oortuig. Toe koop ons 'n huis in die estate en toe sê hy in die estate het, toe sê ons vir die mense, luister, ek wil fiber inbring. So dit is Port Alfred, jy gaan nie fiber hier kry nie. Ek sê, "Moet jy nie worry nie." Ag, Ek weet hoe om dit te doen. En toe ek het vir die huis insit, toe sê hulle, "Oké, maar almal anders wil ook fiber hê." Sê ek, "Oké, no problem. Hier's 'n kontrakkie, vul dit en dan sit ek vir julle fiber in." Jacques se Ja. persoonlikheid, wat daar wil is daar weg. En ons sal dit nie kry. Sê 'n bietjie vir my, hoe sal jy jou karakter en jou persoonlikheid beskryf? Wie en wat is Ek is jy? eintlik 'n introvert. Ek Ja? dink nie baie mense sal dit sien nie. Ek hou van by die huis bly. Ek wil by die huis bly, ek wil movies kyk, ek wil kos maak, dan is ek in my element. Maak jy lekker kos? Ja. Ja, Ek kan lekker kos maak. En dan gaan jy in 'n ander rol in die besigheid. Ja. Dis maar daai ek dink Extrovert, almal het 'n sterk. maskertjie wat hulle maar moet aansit vir elke Vir oorlewing, Ja. nee, aanvanklik en dan ja. yes. Jogg, dis baie interessant. So na Bethnet het dit ook gegroei. Wat nog? Na Bethnet het ons Bethsec begin. So Bethsec is eintlik begin want ons het deur 'n tyd gegaan in Bethlehem waar die misdaad kwaai opgetel het. Toe het ek na van die sekuriteitsfirmas toe gegaan en gesê luister, ek stel vir julle my netwerk beskikbaar want toe het ons net klaar gemaak met die fiber uitrol. En toe het ek hierdie massive netwerk wat lê en tot vandag toe, ek dink ons gebruik 30% van ons kapasiteit. Die netwerk kan nog baie meer benut word. So hy's eintlik underutilized, as ons dit so kan sê. Toe het ek na die mense toe gegaan en sê luister, kom ons ek gee vir julle die netwerk. Ek bring vir julle beeldmateriaal tot by julle opskamers. Julle sit die kameras op om die dorp veilig te hou, gemeenskapkameras. En op daai stadium ek neem eens dat dit nie kwaliek nie, finansiëel was dit dalk nie vir hulle die moeite werd nie, maar niemand was bereid om dit te doen nie. En toe het ek en my pa gekloek op dit die hele tyd. Dit die hele tyd iets wat vasgesit het by my. En op 'n stadium sê my pa man, luister, as jy dit wil doen, kom ons doen dit. En toe begin ons. Ja. Toe raak Bethsec was eintlik veronderstel om net kamera monitering te wees. Maar soos dat ons die kameras toe begin opsit het in die woonbuurte en die mense vra vir ons, wie sit hierdie kamera op? Sê Wie nee, ons- reguleer dit? Wie regu- kyk daarna? Hoekom doen julle dit? Wie betaal daarvoor? Nee, ons betaal daarvoor. Kry hulle nie geld van die munisipaliteit af nie? Nee. Kry nie geld, moet dit nie betaal nie? Nee. Hoekom doen julle dit? Want ons doen dit om ons dorp veiliger te maak. Kom sien my. En as die mense gaan sien, sê hulle vat al my goed oor.
So mense wou ons ondersteun. En toe word dit 'n En toe word sekuriteitsmaatskappy dit 'n eintlik. sekuriteitsmaatskappy, ja. Wat eintlik nie ons plan was nie. Ja. Maar nou doen ons baie goed. Ons het fantastiese mense wat vir ons werk. Marlena Willemse, wat Silent Night begin het saam met haar broer Tian. Ja. Sy werk nou by my. So ja, Ja. sy ran die plek. So ek het nie veel Ja, dit is stres fantasties. Dit laat my wonder, soos wat jy praat. Wou jy al ooit geïmmigreer het? Jy's iemand wat van dinge hou wat werk. Het jy al ooit gedink, Ja. magtig ek los Suid-Afrika Ja. en al my My- kameras wat ek probeer help en ek gaan. My vrou het laas gesê, soos ons is op die punt om te sê, kom ons pak op, ek sien julle is vir die drama en die sukkel en goeders werk nie soos ons wil hê moet Ja. werk nie. Alles is vuil. Ja. En en toe as dit besluit het, toe begin ek wetsek. Sy sê soos, wat doen jy? Ek's besig om huise te soek in die Kaap en jy nou begin jy 'n nuwe besigheid. En ons het op 'n stadium oorweeg om Portugal toe te gaan en Ja. nog nooit regtig, maar ek dink almal dink die gras is groener aan die ander kant, maar ek dink nie dit is nie. Absoluut. En dis ook waar baie van my ander projekte begin het is. Ek kan aanhou sit en moan en ongelukkig wees met hoe dinge is, of jy kan maar besluit, kom ons verander dit. Kom ons doen En iets. dis waar Betsek, soos ek sê, Betsek ook uitgekom Ja, het. en Jacques, dit is eintlik hoekom ek jou gekry het vandag, is om te praat oor Glokomela. Maak Bethlehem mooi. Glokomela, maak Bethlehem mooi. Ek het hoendervleis as ek dit sê, jy weet dis na in my hart. Ja. Wel, dis iets wat ek en jy bespreek het, want jy eintlik 'n saadjie geplant het in my kop 2 jaar terug, soos ons nou bespreek het. Ja. Ja. Ja, Jacques, dit is ek wil sommer met daai inval. Ek het in 2023 gesê Kite Rock my jaar vir Bethlehem. Al wat ek wil doen is ek wil daar praat, ek wil mense aktiveer en bymekaar sit. En so teen September in daai jaar het ek weet sommer net op sosiale media, ek het probeer om vrouens bymekaar te kry en te sê kom ons praat hieroor, want ek het net gevoel joh, ons skole is mooi genoeg. Jy weet, mense het die gemeenskap het soveel geld in ons skole ingesit, borgskappe. Dit is man van swembaddens en Astros en wat ook al. En ek het net gevoel, ons skole is nou mooi genoeg, maar ons dorp val uit mekaar uit. Ja. Kom ons kry net so 'n bietjie daai ewewig reg, jy weet. Want jou kind is vir hoeveel jare in die skool en op hoërskool, maar jou huis en jou besigheid is in die dorp. So kom ons probeer ons tyd en ons energie daarin sit. En as ek dink, jy weet, in die ou tyd VLU, hoeveel projekte is saamgesit vir gemeenskap. Ja. So dit was hoofsaaklik my Kite Rock jaar, maar ek is 'n kunstenaar, 'n onafhanklike kunstenaar, nie kommersieel nie, maak nie geld nie, sit geld daarin en hou skool. So jy het eintlik net jou mond en om te gaan, kom ons doen dit. Maar dis en genoeg. toe ek besluit, absoluut. Toe ek besef, joh, het kom nie regtig op die been nie, ek gaan bietjie wag. Toe het ek en my broer nogals daaroor gesels. Toe sê hy, moenie laat dit jou afsit nie. Die tyd gaan weer kom. Jy het saadjies geplant. Ja. En Jacques, vanoggend toe ek dink jy kom hiernatoe, toe besef ek net hoe ongelooflik dinge uitwerk. Want daar's 'n paar saadjies geplant en hier's 'n besigheidsman wat meer as een besigheid het, wat baie hande het en jy's 'n suksesvolle besigheidsman en ek gaan dit sommer jy spandeer baie geld hier aan. Ek weet. Nie net die tyd nie, maar die fisiese geld. So ek is so dankbaar, jy weet, want ek het geweet. Dis nie van stop dit, ag ons los dit, mense is nie lus nie. Dis net soos die tyd is nog nie reg nie. Ja. Maar iewers gaan die grond en die saad en die dinge regval en ek voel hier met Glokomela en ek dink dalk ons gaan nou daaroor praat. Dalk voel jy ook al, ag, magtig ek los dit, mense is nie lus nie, maar joh, Jacques, Nee, ek ons is kry so nog ons- dankbaar oor Glokomela. Make Bethlehem beautiful. Vertel my waar kom dit vandaan? So 'n ding die lokval wat ek self ingeval het is, mens kla die hele tyd oor dieselfde ding, maar jy doen nie eintlik iets daaroor nie. En ek was self skuldig daaraan. En dis waar hierdie ding begin het van, ek wil verandering sien, maar wat doen ek om dit te verander? En soos dit jy my geïnspireer het met hierdie ding, wil ek ook net ander mense inspireer om te sê, jy hoef nie massive goed te doen nie. Jy hoef nie 'n groot pad reg te maak nie. Jy hoef nie 'n gebou oor te bou nie. As jy net voor jou erf skoonmaak of jou buurman se gras sny, dis genoeg. Dis genoeg. Ja. Ja. Dit hoef nie massive goed te wees nie. En dit is waar dit begin het. Dit is net om te sê,
dis 'n organisasie wat ons nou gestig het wat CIPC en hulle gaan artikel 18 Is dit? Ja, NPC geregistreer alles. Fantasties. En daar is gelde wat inkom. Natuurlik. Maar alles wat ons doen in Make Better and Beautiful moet volhoubaar wees. Ja. So dit moet 'n sirkeltjie maak die heeltyd. So Ja. ek wil hê dat as ek môre besluit ek is nie meer so aktief betrokke nie met die ding aangaan. Verseker. So dit gaan nie oor my of oor Make Better and Beautiful nie, maar dit gaan oor om mense soos dat jy my geaktiveer het om ander mense te aktiveer Ja. en te sê ek gaan net daai 10% meer doen Verseker. elke dag. Want een ou moet dalk 'n miljoen doen, 'n Ja. miljoen gee. Ja. Of 1000 mense kan 100 Ja, van die goeders op my Make Better and Beautiful se Facebook page wat my die gelukkigste gemaak het. Jy weet Neil het die ingang gevat van Lindley van Newpro. Hy het die hele ingang Neil Ungere, ja. En hy's baie betrokke en hy help baie en alles. Ongelooflik. En hy het daai hele straat reggemaak, mooi gemaak. Ja, hy het baie geld spandeer ook daarso. Maar die storie wat my die opgewondendste gemaak het is 3 swart dames in die lokasie wat uit hulle eie uit met 2 streepsakke nie 'n graaf 'n dumping site self gaan skoonmaak het. Ja, Uit hulle eie uit. dit is fantasties. En daai goeders gee my dan as ek soos yes, jy weet nou voel dit weer die moeite werd. Heeltemal. Want dit gaan vir my oor soos ek sê om ander mense net te inspireer. Jy hoef nie deel te wees van Maak Bethlehem Mooi. Ja. Dis nie 'n organisasie wat jy Jy hoef nie soos 'n by admin betrokke te raak daar's nie nie. lidmaatskap of sulke goeders nie. Ek wil net hê doen dit nie. Doen dit net. Ja. Is daar 'n manier wat mense betrokke kan raak om te gaan, "Joh, ek is so besig met my kinders en my besigheid en wat maar ek wil so graag help." Ja, so ons het 'n bankrekeningkie wat ons vir mense sê jy kan 'n bydrae maak, so klein of so groot as wat jy wil. Ons het nou asdromme begin insit in die munisipaliteit van Diglabeng werk baie goed saam. Hulle het gesê ons kan 'n nuwe asblikke insit en ons kan Vertel my van die advertensies- asblikke. Ja, so dit is 211 liter dromme wat geborg is deur ons het by Mortimer Nissan. Ja, Mortimer Toyota en Morgan Nissan en by Ortochem het ons 211 liter dromme geborg gekry. So toe het ek die staal gekoop, ons het mooi dromme gemaak en alles geel geverf en Ek het dit al gesien in ja. Bethlehem. Dit lyk pragtig. so ons verkoop nou die advertensiespasie op dit. En die munisipaliteit het gesê daai geld kan aan Maak Bethlehem Mooi toe kom. Hulle het nie 'n probleem daarmee nie. Fantasties. So nou verkoop ons dit vir R150 vir die advertensiemateriaal spasietjie. Ja. Daai geld kom in Maak Bethlehem Mooi in en dan betaal ek al R150 net so uit weer vir 'n ander ou in Bethlehem wat sy eie besigheid het wat dromme skoonmaak, Dromchom. Ek weet nie van Bernard, weet nie van hom ken nie. Betaal ek hom maar R150 en hy gaan een keer 'n week en maak die dromme skoon. Ja. So, en dis daai sirkeltjie wat ek van praat. Ja, Jacques, maar aan die begin, ek weet, julle spandeer baie tyd en geld hieraan. Ja, op die oomblik voel dit vir my ons is 'n pottel span, maar dit kan is dink hy dis die voel grootste so. behoefte. Ja. So as mense sê hulle wil graag hê betrokke raak, kan ek hulle kom sien en ek sê okay, waar wil jy betrokke raak? Nee, sê jy vir my, sê ek sê raak betrokke eers by jouself. Ja. Wat pla jou in jou omgewing wat jy aandag aan kan gee? Kom ons maak dit reg en dan begin ons uitbeweeg. Verseker. En dan begin almal by ek wil my pad regmaak. So dan skiet ek dit nou nie af nie. Het jy mense onder jou ook wat al passievol is, wat ander aktiveer, wat Mark Timmins van Bethlehem Break and Clutch, hy is Ja. baie betrokke, hy ran die pottelspan. So ek, Mark Timmins, A.J. Veldman van N54x4 en Wouter Nelson het ouens aangestel permanent net om pottels reg te maak. Ongelooflik. En Mark ran hulle. Ja. joh, dis fantasties. Ja, so dis nice. Dis lekker. Kom jy agter hoe lank dink jy gaan hierdie vat? Ek dink nie dit gaan ooit ophou nie. Nooit ophou Ek dink nie. dis 'n aanhoudende ding wat jy moet pals, want jy moet mense se kultuur en gedrag verander. Want party mense het nie daai konsep van moenie papiere net op die grond gooi nie. Iemand sal dit optel, dis nie my probleem nie. Ja, wat vir my baie interessant is dat ons weet ons is in 'n reënboognasie, maar ek dink nog nie ons besef die impak van verskillende kulture nie. Jy ken my broer, hy's vlot in Sotho, baie lief vir die Sotho kultuur en as ek dis nou een ding as ons nou oor papiere praat. Was ek raak oombliklik kwaad as iemand 'n papier uitgooi. Ek ry agter daai kar aan vir 'n blok en ek gaan vertel vir hulle hoekom hulle moet terugry en dit optel. En ons het al baie lekker gesprekke oor dit gehad. En eendag toe sê my broer vir my, maar verstaan jy die kultuur daar agter? Ek sê nee, glad nie en ek sal nooit nie. En toe sê hy, maar jy weet, in die townships destyds was daar nie vullisverwydering nie. So hulle kultuur is geleer spread it. Gooi
gooi moenie 'n hoop maak nie, want 'n hoop bring rotte en neste, jy weet. Ons maak hoope want dit word weggevat. Sien nou ons, jy weet wat ek bedoel. Maar in arm gebiede het jy hom net gesprei. Yes. En ek weet as ek met kinders wat in my klas was gepraat het, dan sê ek, my magtig, en hulle het amper nie verstaan van watter plek ek uitkom nie, want hulle moet hom gooi. Want iewers gaan hy net verdwyn, dalk onder 'n bossie of wat ook al. En Jacques, dit het my soveel insig gegee rondom die feit dat die reënboognasie is pragtig, maar ons moet begin bietjie uitreik na mekaar se kulture. Mekaar beter maak. Ja, en besef waarvandaan kom het, en dan kom ons hê 'n gesprek. Jy weet, die ou wat in jou tuin werk, die vrou wat vir jou koffie maak of vee by die werk of wat ook al, in watter vlak ook al. Gesprekke hier rondom hierdie. Ja. Wat doen jy? Wat is uitdagings by jou huis? Jy weet, want ek dink as ons meer gaan gesels, gaan ons meer agterkom hoekom en waarom, en dan kan ons dit draai. Yes. Want dit kom dan uit 'n positiewe plek van verstandhouding. Maar dis ook belangrik, ek dink dit belangrik is om nie op te hou nie. Daar gaan nie 'n mylpaal wees nie. Ja. Dis 'n ding wat gaan aangaan jaar vir jaar, vir die volgende 10, 20, 30 jaar. Ja, want en ek dan dink, gaan altyd 'n probleem wees wat uitgelig word, wat jy aandag aan moet gee. Definitief. Maar ons moet nou mense se harte verander om te sê, ek bly ook hier, ek wil ook hê dit moet mooi lyk, ek wil ook hê dit moet netjies lyk. Want ons kan gaan, ek betaal my Rates and taxes. ek betaal my rate en taxes, ek gaan nie verder nie. Ja. En dan jy kan sien wat gaan aan. Ek wil nie eers in 'n politieke gesprek ingaan nie, maar dis ook kultureel, dis diep gesetel, dis baie mense kan sien. So dit is of ek betaal my rate en taxes en ek klaar, of ek betaal dit, maar ek het 'n huis, ek het kinders hier in 'n skool. Dit is 'n belegging. Dit is eintlik op die uiteinde van die dag werk jy aan jou eie goed. Jy weet, dit is nou gemeenskapswerk, Jacques, en ek dink ek en jy het al vinnig daaroor gepraat toe ons mekaar in die straat gesien het. Dis gemeenskapswerk, maar eintlik kan jy hom terugdraai Jy doen dit vir jouself. na jouself. As jou gemeenskap, as jou dorp gesond is en werk en die ratte hardloop. Doen jou besigheid beter, jou eiendom raak meer werd. Want wat vir my 'n ding wat in my nou aanmaak dink is wat ek 'n ander ou gesê het, dis vir my hartseer dat ons maak ons kinders groot om so vinnig as moontlik uit ons dorp uit te kom. Hulle gaan deur skool, goeie skool, Jordania, Trederkestel, goeie skole, Witteberg, Voortrekker, goeie skole. En as hulle daar uitkom, ons soos julle moet uit die skool, julle moet gaan Swat Universiteit en julle moet stad toe gaan. Ek voel dis verkeerd. Ja, en ironies genoeg hoe baie kom terug. Ja. En ek dink dalk met COVID, ek het dit al voor dit self besef, ook drome gehad van stad en wêreld, maar op die uiteinde van die dag, as jy in daai bevoorregte en genadigde posisie is, familie, ja, hoe lekker is dit? Soos julle het kinders, 'n ma en pa en almal is hier en is hierdie raamwerk. Ons ook. Ons het altyd vir mekaar gesê, hoekom mense terug Bethlehem toe? Nou is ons almal hier. Ja. Ons is almal hier, ons ry mekaar se kinders, weet wat aangaan, en dis Ja, net so 'n support groot groep. voorreg. Ja. En dan besef jy eintlik, dit is maar die lewe. Ja. Nee. Dis baie beter. Ja. Ja. En so maak jou huis beter. En jou huis is jou dorp. Verseker. Ja. So Gemeenskap, gesin en dan gemeenskap en dis fantasties. dis vir my lekker dat ek weet as ek in Bethlehem vashak met iets en my pa of iemand wat ek direk in my familiekring is nie beskikbaar nie. Kan ek baie maklik iemand net daar, hey, hoe gaan dit? Jy ken my, almal ken jou. Ja. Want dis daai gemeenskap wat sterker raak. Verseker is So dit hoe meer sterk. ons uitreik na mekaar toe, hoe sterker gaan die gemeenskap raak en hoe makliker gaan dit raak om mekaar te help. Ja. So dis wat ek maar En hoop. dan altyd die twee kruispaaie. Ek kan of die negatief sien, of die positief. En daar's altyd negatief, maar jy kies positiewe kant, positiewe kant, positiewe kant. Ek sien nie blind deur die lewe gaan nie. Ek sien eendag vrou maak baie mooi raak vir my partykeer depressing, as ek dit so kan stel, want ek is nou ingestel om die probleme te sien. Ek sien nie die positief wat ons reg kry nie, want ek soos, okay, as ek hierdie pottels reggemaak, maar daar's nog 'n pottel. Ek hoor jou. So, Interessant, en ja. hierdie bome lyk lelik, kom ons maak hierdie bome reg, okay, maar daai bome lyk nou ook lelik vir my. Ja. So jy is heeltyd ingestel op die probleme. Ja. Maar dit is lekker om by ander mense te hoor dan, ons kan die verskil in die dorp sien. Ek sê, wat, dat's 'n verskil. Het voel vir my, dis 3 stappe vorentoe, 4 stappe terug, jy verstaan. Ja, en ek dink dit So- is belangrik dat ons dit almal rondom jou, jy weet, dat mens jou herinner daaraan. Maar dis 'n spanpoging. So ek kan sien daar's mense wat hulle werk en hulle besighede begin mooi maak en
dit gee my hoop, dit is, yes, ek Ja. hoop dit hou so aan. Ja, want ek bedoel, hoeveel mense trek Kaap toe, Ja. maar as mens mooi gaan kyk na Suid-Afrika, nee, hierdie Oos-Vrystaat pocket, kyk, ek kan ure lank daaroor praat, dit is pragtig, dit is so mooi. Bethlehem is so gesond, jy weet, ons skole is briljant, ons mediese dienste, dis net Ons het alles wat ons ongelooflik, nodig en het. ek gaan nie ophou weet en droom en sien dat tot die kloof gaan regkom nie. Ja. Ek was 'n Steyn, maar nou is ek 'n Pretorius en ek kom nou eendag agter, maar dis die Pretorius kloof. Ek gaan moet Dis hartseer, daai is werk daar doen. En lost as ek- opportunity. Ja, as ek dink hoe ons in die kloof in die middel van 'n dorp in die rivier afgegly en teen daai kraanse geklim. Ja. En Job, daar's geen rede hoekom dit nie kan teruggaan. Nee, ons sal dit terugkry. Ja, Ons is besig verseker. met projekte met die munisipaliteit nou, want daar is maar 'n rioolprobleem daar. Ja. So ons het dit opgeneem dat hulle Pretorius Kloof soos 'n revival moet kry. Ja. En hulle is baie vir dit, maar die groot probleem nou is soos hulle gesê, jy kan niks met daai kloof doen totdat jy die rioolpype nie uitsorteer nie. Nee, So ons is Help besig die dit mens en jou begin broer daar. is besig om my te help ook met dit. fantasties. So ons gaan kyk of ons dit reg kan kry. Ja, en hierdeur met hierdie pot gooi wil ek regtig, ek hoop regtig mense kan net betrokke raak. Dit moet net in jou hart wakker gemaak word. Dit is my dorp, dit is vir myself, dit is vir my kinders, dit is vir 'n gesonde gemeenskap. Ja. Ons kan gaan reis en ons gaan travel, maar hier bly ons. kom terug So huis kom toe. ons kry hom mooi en skoon en Ja. lekker. Waar kry jy 'n dorp in ons land? Salspoordam. Jy kan gaan visvang en jy Ja. kan boot gaan ry, né? Yes. Mooiste dam. Aan die ander kant het jy nog Ekland. Ons het Wolliterskop, ons het 'n voëlpark, ons het 'n Ja. kloof. Dis eintlik mens kan nie eers ek kan nie aan 'n plek dink wat so mooi is nie. Ja, En al dan die geleenthede. ja, my ma was in Bethlehem, my pa was in Clarence die plaas en dan hierdie Clarence dorpie en dis hoekom ons ook met hierdie pot gooi al twee onder 'n sambreel wil Yes. sit. Ja, so Clarence het Bethlehem nodig en Bethlehem het Clarence nodig. Die samespel van twee dorpe waar die een 'n toeristedorpie is, maar hulle kinders kan na skole toe gaan, daar's winkels, jy weet. En Bethlehem wat weer hier kan kom asem skep. Ek dink as ons TM daar aantrek, as Bethlehem mense TM daar aantrek sal mense in Clarence skrik hoeveel mense van Bethlehem hulle ondersteun. So dis net hierdie wonderlike pocket van die Oos-Vrystaat wat ek net so voorlief is. Die seisoene is mooi, die weer is lekker en hiervoor moet ons altyd bly veg want in die land gaan jy nie in die binneland so iets ongeloofliks kry nie en ons het hierdie skoon lug in die berge. Ek kan regtig net aangaan, Jacques. So uit my hart uit, dankie vir Lokomela. As daar mense is wat vir julle kan bid, moet hulle bid, as hulle kan saam vee en werk en geld gee en mense moet net betrokke raak. Ja. Ek dink hierdeur hoop ek in my hart dat mense gaan besef dat dit is vir 'n gemeenskap, maar ook vir hulle self en vir beleggings. Kom ons maak dit net groter en beter en mooier. So Lokomelo, seën jou. Ek is net so dankbaar. Ek sê net soos go jog, waar ook al ek dit sien. Ek het gewonder die munisipaliteit, is hulle betrokke? Hulle is baie betrokke en hulle ondersteun die projek 100%. Ek was verbaas met hoe goeie samewerking van hulle afkry. So ons het na hulle toe gegaan en gesê ons wil nie julle werk oorvat nie. Ons wil nie in kompetisie met julle wees nie. Ons wil julle nie laat sleg lyk nie, niks nie. Ons wil julle help. En hulle was te bly geweest vir die hulp wat ons aangebied het. Ja. Ja, om nie eers om in die politiese kant in te gaan nie, maar ons weet en dit is so moeilik. As jy dink in die privaat sektor hoe moeilik is dit om mense af te dank Yes. wat nie hulle ding doen nie. In die munisipaliteit en die politieke wêreld is dit nag. Ja. Daar's mense wat wil wat se hande afgekap is en dan is daar regtig die wat niks wil doen nie, Ja. wat lang naels het terwyl hulle iets 'n moet graaf moet gebruik. Ja, en dit is 'n probleem. Ja, dit is 'n probleem. Maar daar is goeie mense in die munisipaliteit wat wil werk, wat die dorp omgee oor die dorp, omgee oor hulle werk. Ja. Een van 'n goeie voorbeelde is die fontein wat ons reggemaak het daar by Moederkerk. Ja. En daai parke mense het vir my gesê, dankie vir wat jy gedoen het hierso. Dit voel vir my ek kom werk toe nou met 'n doel. En dit is nogals Ja, scary dis om dit nogals te waarna sê. ek gedink het. Ek dink, hoe kan mense draai? Hoe kan mense die mense want jy werk hard, want jy het in 'n huis groot geword waar jy dinge sien. Jy weet, dis alles genade. Ja. En dan dink mens, ek raak baie keer kwaad, hoekom is jy so
Hoekom is jy so lui? Ja. Maar daai persoon het nie noodwendig iemand gehad wat hulle mentorskap Leiding gee gegee en het, leiding gee nie. So ek sit dit sommer daar buite. Dalk is daar iemand wat luister en wie se hart dit aanraak, maar ek dink mens moet begin met opleiding en motivering. Motivering. Voel vir my by die munisipaliteit, daar's amazing mense, maar daar's ook die wat motivering nodig het, wat iemand met kom praat, of dit nou woesie is of wie dit is. Ek dink nogals dit kan 'n groot verskil maak om regtig mense te ontwikkel in terme van passie, hart. Yes. Hoekom doen ek dit? Want as ek met mense daaroor gesels, jy weet ek het al baie keer met 'n tuinman dan sê ek, maar hoekom? Waarom? Dis nie net vir geld nie. Wat sien jou kind? Werk jy hard? Jy weet daai tipe van goed waarmee mens groot geword het, maar daar's ook baie mense wat nie met dit groot geword het nie. Wat ek dink dit kan 'n invloed hê. Nou, dis trots. Dis trots. Hy dink omdat hy die asblikke skoonmaak, daar's nie trots in dit nie. Maar ek sê vir hulle, jy kan trots wees op dit doen, want jy doen iets wat iemand anders nie wil doen nie. Hoe sou die plek gelyk het sonder jou? Verseker. So dit maak nie saak oor wat jou titel of hoe hoog jy op die food chain is van die ekonomiese wêreld nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Ja. Maar as jy iets doen, doen dit voluit. Doen dit Doen dit tot die beste van jou vermoë. En uit dit uit sal daar nuwe geleenthede weer vir jou kom. Verseker. Maar as jy net gaan terugsit en wag vir beter dae, Niks goed kan van niks dit gaan kom nie. ja. En ek sit sommer hier en ek dink, mense kan geld gee, mense kan tyd gee vir Tlokomela Bethlehem. Mense wat goed is om met mense te praat, kan mense begin inspireer. Yes. Kan by werksplekke gaan en vir 'n uur net sê, ja, ek wil met mense praat. Dit is eintlik so Eindelose baie, potensiaal. Dis eindeloos Ja. waar mense Want betrokke kan raak by Tlokomela Bethlehem. Die skoonmaak van die dorp en alles is maar net die punt van die iceberg, soos ek Ja. sê. Want vir my gaan dit oor, hoe kan ek ekonomiese groei in my dorp inkry? Nou niemand gaan belê in Bethlehem as Bethlehem uit mekaar uitval nie. So dit is waar ons moet begin. Ja. Maar as jy gaan na werkskepping en allerlei sulke goeders toe, gaan jy beleggers nodig hê. As werkskepping beter raak en meer mense kry werk, gaan jou crime afgaan in die dorp. Jou misdaad gaan afgaan. Ja. So dit het 'n groot ripple effek van wat gebeur en waar begin dit? Met net om 'n papiertjie op te tel. Dit begin die emosie van om trots terug te bring in jou dorp, Absoluut. beleggers in te kry in die dorp, werkskepping te kry, misdaad af te bring, gelukkiger families, alles. Ja. Waar begin dit? Tlokomela, make Bethlehem beautiful, en dan by jouself. Ja. Klim in, raak betrokke, Jacques. Ag, hierdie maak my net opgewonde, want ek weet, daar's so baie wat nêrens gaan nie. Dit is wat anders. Ja. Wat anders. Jy weet hoeveel projekte moet gestop word en weer begin word. So hier is een en hy's pragtig. En ek's mal daaroor dat dit Tlokomela is. Wat beteken dit? Dit is Sotho vir, dit soos maak mooi, Ja. beautify, ja. Dit is fantasties vir my dat dit Sotho is en is Engels en is Afrikaans Ja. en dit betrek regtig almal. En inclusive wees. Ja. Dit gaan ons almal vat. Dit kan nie net een persoon of 'n groep mense wees wat betrokke is, dit gaan die hele gemeenskap vat om Verseker. betrokke te wees. Die wonder van 'n reënboog nasie en 'n reënboog is die verskillende kleure saam. Yes. Want ons kan soveel saam gee. Joh, baie dankie dat jy Dankie vandag vir hier jou. was. Jacques, ek my laaste vraag is a free state of mind, a free state of being, a free state, a space. Waar so ons is studio state, a free space. So waar is vir jou 'n vry spasie? Sure. Waar gaan kruip jy weg of dit in jou kop is en of dit in jou menswees is en Ek of dink dit ek kry baie fisiese in my plek kop is? weg. Maar ek dink as ek moet dink waar ek die veiligste en die rustigste voel, is middag gaan ek huis toe, dan roep ek my laaitjie en sê ek vir hom kom lê by my. Hy lê in my arm, hy's op sy foon, hy kyk YouTube video's. Lê in my arm en ek sit lê net langs hom. Dan kalmeer ek nou. Dan voel ek op my Vry. rustigste. Ek sal die heel dag hier lê. So ek en my kinders het so 'n snaakse ding. Mense, my vriende lag ook vir my. Ons kyk scary movies en horror movies en spookstories en my kinders love it. My laaitjie is soos ek het tyd om te gaan slaap, dan gaan ek kamer toe saam met hom en dan kyk ons spookstories. Baie mag Totdat hy in die so. slaap raak. Dit is nie vir hom. Hy wil nie mooi stories hoor oor fieties en koninge en helde wat iets gedoen. Hy wil scary movies kyk. So daai is vir my die lekkerste. Daai is wanneer ek rustig raak en Rustig is. voel al hierdie jazz wat mens deurgaan is die moeite werd. Absoluut. Ja.
en julle kan movies kyk want julle het Deathnet. Ja, dit buffer nie by my huis nie. Nee. Ja. Jock, baie dankie. Mag Nee, Clocomello make Bethlehem Beautiful groter en groter gaan. Ek weet dit gaan. En hou vas. Nee, ek sal. Dankie vir die geld wat julle spandeer, dankie vir die tyd wat julle spandeer, dankie vir die positiwiteit, dankie dat dit inclusive is. Dit is fantasties. Dis die wonderlikste plek en ek het letterlik hoendervleis op my lyf want dit is na in my hart en dis na in jou hart en vrek. Laat dit net gaan, laat dit net waardeer dit. Baie dankie. voortgaan. Mooi dag. Dankie julle. Clocomello. Dankie Kate.